daar is niemand. En ons vra vanmôre, spreek U met ons, ook in die stilte, Here. Berei U elke hart voor, Vader, vir elke woord wat geplant moet word vanoggend. Vir elke woord van sekerheid. Vir elke woord tot verheerliking van U groot en heilige naam. Here, ons het U baie nodig, Here. Ons kan nie volhard tot die einde toe, as U nie met ons is nie. Bid vanmôre, my God, dat U elkeen wat U nader getrek het, met 'n dubbele mate sal seën. Dat U elkeen sal toevou met U liefde, Here. En my God, dat U met elkeen sal spreek, soos U wil in Jesus naam. Amen en amen. Kan die sitplekke neem, geliefdes in die Here. Ons het die afgelope 3 Sondae gesels rondom groei in verhouding met God. Is dit so? En vanmôre maak ons klaar daarmee met die 7de een. Vertrou op God in onseker tye. Vertrou op God in onseker tye. Spreuke 3 vers 5 tot 6. Dan wil ek sê vanmôre, ons almal gaan op een of ander stadium in deur 'n onsekerheid. En die gemeente, of ons dit nou vanmôre wil erken of nie, ons leef in 'n tyd van groot onsekerheid. Onsekerheid in finansies, onsekerheid in die gesondheidswêreld, onsekerheid in werk, onsekerheid in familie. Alles voel soms so onstabiel. Maar die vraag is nie of daar onsekerheid gaan wees nie, maar op wie vertrou ek wanneer alles wankel? Wanneer alles lyk of dit uitmekaar uitval? Op wie vertrou ek? En dan kom die skrifgedeelte op die bord en die woord sê vir jou en my, vertrou op die Here met jou hele hart. Steun nie op jou eie insig nie. Dis 'n waarskuwing saam met 'n aanbeveling. En ek kan vanmôre vir jou sê dat die aanbeveling is dat jy op God moet vertrou. Sien, en dis waar geestelike groei inkom in hierdie saak, wanneer tye onseker is en jy vertrou op God en selfs met tye wat ons nie verstaan nie, in tye waar ons nie die uiteinde kan sien nie,
om daardie tyd op die Here te vertrou. Geliefdes, en dit bring ons by vertrou op die Here wanneer jy nie meer beheer het nie. Vertrou op die Here. Genesis 12 vers 1 tot en met vers 4. In hierdie gedeelte is God besig om met Abraham te praat. En God gee Abraham 'n bevel. Gaan uit jou volk. Gaan uit jou taal, gaan uit jou nasie. Trek. Kom ons lees dit. Genesis 12 vers 1 tot en met vers 4. En die Here het aan Abraham gesê, gaan uit jou land en uit jou familie en uit jou vaders huis na die land wat ek jou sal aanwys, vers 2. En ek sal jou 'n groot nasie maak en jou seun en jou naam so groot maak dat jy 'n seun sal wees. En ek sal seën diegene wat jou seën en hom vervloek wat jou vervloek. En in jou sal die geslagte van die aarde geseën word. Toe het Abraham weggetrek soos die Here hom gesê het en Lot het saam met hom getrek en Abraham was 75 jaar oud by sy vertrek uit Haran. Geen padkaart. Jy moet mooi hoor vanmôre. Dis die tyd wanneer jy op die Here vertrou. Geen padkaart. Geen plan. Net die woord van die Here. Net die woord van die Here. Geen waarborge wat gelewer is nie. Geen sekerheid dat alles ten goeie gaan meewerk nie. Net die Here se woord. Gelowiges, net 'n belofte van God af. Jy sien, dit is so belangrik dat ons hierdie saak in diepte moet bekyk. Ek en jy God vertrou in hierdie onsekere tye. Jy sien, Abraham het 'n keuse gehad, net soos ek en jy. Hy kon vir God sê, ek gaan nie trek nie. Maar Abraham kies die ander kant om God te vertrou. En ek en jy staan ook voor twee keuses. Om ons eie wil te leef, op ons eie insig te leef, of om waarlik God te vertrou. Want ek sien Abraham maak 'n keuse. Hy vertrou God sonder sekuriteit. Wanneer ek en jy aansoek doen vir 'n werk, wil ons eers weet, hoe lank bestaan die besigheid, hoe lyk sy toekoms. Nie, Here, het U vir my voorsien nie. Nee. Het U vir my die geslote deur oopgemaak, Here? Nee. Ons kyk na die sekerheid, ons kyk na dit wat ons gedagtes vir ons die sekerheid gee, maar ek sien Abraham tree anders op. Abraham neem besluite en hy beweeg in opdrag van God sonder enige sekerheid. Net op God se woord. Want wanneer ons na die woord van die Here kyk, dan besef ons, God is nie 'n God wat lieg nie. God is 'n man wat sy woord hou, wat hy gespreek het. En of dit goed en of dit sleg is,
dit gebeur presies soos wat God vir ons sê. Is dit so? Kan u dit sien? So, ek wil net vanmôre vir u sê by hierdie geleentheid is dat jy moet God vertrou op die uitkomste van na hierdie lewe. Want ek gaan vanmôre vir jou sê, hy gaan jou nie jammer kry nie. Jy mag miskien spesiaal voel op hierdie aarde. Jy mag miskien guns vind in mense se oë. En jou dade mag miskien goed gepraat word deur mense op hierdie aarde. Maar ek wil vanmôre vir jou 'n vraag vra. Terwyl jy in hierdie onsekerheid leef, keer God vanmôre jou dade goed. Keer God goed waarmee jy besig is. Die bindinge wat jy nie wil los. Die bande wat jy nie wil breek nie. Die negativiteit wat jy nie wil afstand doen nie. Die onvergewensgesindheid wat jy in jou hart ronddra. Keer God dit goed. En u alleen kan daardie vraag antwoord. Geliefdes in die Here, die geestelike waarheid vanmôre voor God is wanneer ek en jy op God vertrou, wanneer sekerheid eindig. Dis wanneer ek en jy. Voorbeelde van vandag se lewe. Jy verloor jou werk. Jy weet nie wat môre vir jou gaan bring nie. Jou planne val uitmekaar uit. Jy maak nuwe planne, maar weet nie of dit gaan werk nie. Maar God kom vanmôre en hy sê, ongeag waar jy jouself bevind vanmôre, vertrou my. Vertrou hom. Vertrou hom, kind van God, met jou hele hart. Vertrou hom met jou hele siel, jou gees en jou verstand. Vertrou hom. Want ek wil net sê vanmôre, wanneer ek en jy sê ons vertrou die Here, dan stop dit nie daar nie. Wanneer ek en jy promoveer dat ons vertroue is op die Here, stop dit nie daar nie. Jy sien, hier kom die deel waarvan ons nie hou nie. Wanneer ek sê ek vertrou op die Here, word daardie vertroue getoets. So ek wil vanmôre vir jou sê, gelowiges, jy gaan deur 'n toets. In Markus 4, vers 35 tot 41. Jesus en sy disippels op die skuit. Graag wil ek dit vir u saam lees. En toe dit aand geword het, op daardie dag, het hy vir hulle gesê, laat ons oorvaar na die ander kant. En hulle het die skare verlaat en hom, net soos hy was, saamgeneem in die skuit. En daar was ook ander skuitjies by hom. En 'n groot stormwind het opgekom. En die golwe het in die skuit geslaan sodat dit vol wou word. Maar hy was agter op die skuit, aan die slaap, op die kussing. En hulle het hom wakker gemaak en vir hom gesê, Meester, gee nie u nie om, dat ons vergaan nie. Hoe baie keer voel ek en jy nie, in ons huidige lewe en alles wat rondom ons gebeur, Meester, gee u nie om, dat ek vergaan nie. Meester, sien u my nie raak in hierdie situasie waarin ek myself bevind nie. Here, sien u nie raak nie, hoor u nie as ek roep nie. Here, hoekom is u so stil? Jy sien ons is in 'n wroging met al hierdie dinge, net soos wat die disippels was.
Hier is die stormwind, Jesus slaap. Gee u nie om nie. Dan wil ek vanmôre jy sê, die Here gee om. Jesus staan toe op en sê, waarom is julle so bang? Hoe het julle dan geen geloof nie? En ek glo dat dieselfde vraag word vandag vir jou en my gevra. Waarom is jy so bang? Het jy dan geen geloof nie? Waar lê jou vertroue? Gelowiges, die teenwoordigheid van 'n storm, die teenwoordigheid van probleme en uitdagings in ons lewe, beteken nie dat God afwesig is nie. Dit beteken vanmôre dat God besig is om te kyk op wie vertrou ek en jy regtig. God is besig om na jou en my geloof te kyk, soos wat hy na die disippels se geloof gekyk het. Vers 41. En 'n groot vrees het hulle oorweldig en hulle het vir mekaar gesê, wie is hy tog, dat selfs die see hom gehoorsaam is? U sien in hierdie vers, moet ek vir u sê vanmôre, moenie God in 'n boksie plaas, dat hy net sekere dinge kan doen nie. Ek en jy moet werklik uit daardie boksie uitklim, gelowiges, en besef, vir God is daar niks onmoontlik nie. En as u wonder, lees die woord van die Here. Die God wat 'n skelfsee oopmaak. Die God wat bitter water soet maak. Die God wat uit 'n rots uit water laat loop. Die God wat melaatsheid genees toe Naaman 7 keer in die Jordaan moes gedoop word. Gelowiges, vir God is daar niks onmoontlik nie. Geestelike groei en ware vertroue kom wanneer ons onthou wat God reeds gedoen het. Somtyds vergeet ons wat God gedoen het. Somtyds dink ons, maar is dit moontlik? Jy sien, Dawid kom as 'n skaapherder uit die veld uit. Geen krygsman ondervinding nie. Geen oorlog ondervinding nie. En sy pa stuur hom om voedsel vir sy broers wat in oorlog is met die Filistyne weg te vat. En hierdie dinge kan jy nou in 1 Samuel 17 gaan lees. Gelowiges. En hier kom hierdie Goliat en hy daag die slagordes van God uit. En Dawid wat sy God liefhet. Dawid wat op sy God vertrou. Dawid wat weet tot waartoe hy in staat is deur wat God aan hom gee. Bewys dat sy vertroue nie in die manskappe is nie. Weet jy, hulle het tot die panserkleed van die koning vir hom aangetrek en hy het net gesê, ek kan nie in hierdie ding loop nie. Ek kan nie in hierdie ding beweeg nie. Want hulle het hulle vertroue in iets gesit wat hulle gehaat het. Hulle het hulle vertroue in hulle eie mag en krag gesit. En Dawid het sy vertroue in God gesit.
Daarom sê Dawid, die Here wat my uit die kloue van die leeu en die beer gered het, hy sal my red uit die kloue van hierdie onbesnede Filistyn. Hoor die woord van die Here vanmôre. Geestelike groei kom wanneer jy God totaal en al vertrou, maak nie saak wat die omstandighede ook al mag wees nie. En hoor net vandag, wanneer ek en jy ons oë op die omstandighede rig, kan ons God nie sien nie. Wanneer ek en jy bekommerd is oor die omstandighede, wanneer die omstandighede ons denke oorweldig, kan God nie beheer daaroor vat nie. Want ek sien vir Dawid, hy het nie hierdie Goliat, die reus raak gesien nie, maar wat het hy raak gesien? Hy het God se almag raak gesien. Hy het God se almag raak gesien. En wat sien ek en jy raak? In die Here. Hy kyk terug na wat God gedoen het. En hy weet dat dit wat God daardie dag gedoen het, kan God nou weer vir hom doen. En hy tree op met sekerheid, nie met onsekerheid nie. Hy tree op met sekerheid. Selfs in die bediening waar ons staan, moet ons met sekerheid optree. Geliefdes in die Here, gister se oorwinnings bou môre se vertroue. Gaan dit wees hê. Gister se oorwinnings bou môre se vertroue. Waardeur het God jou al deurgedra, gelowige? Die Here het ons deurgedra met 'n afsterwe van 'n geliefde. Die Here het ons deurgedra in tye wanneer ons onwyse keuses gemaak het. Deur hoeveel finansiële situasies het die Here jou en my al deurgedra? Hoe het God net nie al vir jou en my voorsien op ons lewenspad nie? En hoe voorsien hy nie nog steeds elke dag vir jou en my nie? Ek wil hê jy moet mooi dink vanmôre, dat u geestelik kan groei deur jou vertroue op die Here te plaas. Maar al hierdie dinge is belangrik wanneer ek en jy besef, vertroue op God beteken nie my tyd nie, maar sy tyd. Nie my wil nie, maar sy wil. Dit is so belangrik hierdie saak vanmôre, geliefdes in die Here, dat ek en jy besef vanmôre dat ons op die Here se tyd moet wag. En ja, party van ons is maar partykeer 'n bietjie haastig. Want as 'n saak moes gebeur het, moes ons gister al klaar gewees het. Dan sien ek Josef vat 'n lang. Josef gaan deur 'n onaangename pad, sodat die eindresultaat van God 'n werklikheid word. Josef vertrou op God, selfs in sy drome, deel hy met almal vir wat God aan hom bekend gemaak het. En hoor nou mooi, almal het nie met hom saamgestem nie.
Party het kwaad geword vir Josef. Maar eintlik het God 'n goddelike boodskap deur Josef vir die volk gestuur. Maar hulle was te blind om dit raak te sien en oorgegee aan hulle eie emosies. Oorgegee aan wie hulle dink regverdig is. En hulle gooi vir Josef in die put en toe die Ismaelitiese geselskap verbykom, toe verkoop hulle hom aan die Ismaelitiese geselskap. En die Ismaelitiese geselskap verkoop Josef weer aan die Egiptenare. En so gebeur dit, dat God begin het in Egipte om Josef op te lig. Jy sien, daardie stadium het alles vir Josef so doodgelyk. Alles het so uitmekaar uitgeval vir Josef, want wat word nou van my? My pa dink ek is dood. Hier sit ek in 'n vreemde land, ek het nie vader, moeder, ek het nie broer, suster nie, ek is man alleen. En ek sit in hierdie omstandighede. Maar God lig hom uit, dat hy tweede in bevel van Egipte kon gewees het. Josef was verwerp deur sy broers. Jy sien, soms kyk ons ook wat ander aan ons doen. Soms kyk ons wat ander van ons sê. En dan is ons kwaad vir die Here. Want hierdie kerk se dienste word nie gehou vir mense nie. Dit word gehou tot eer van God. Jy sien, en dis waar ons bietjie misstap. Want ons is kwaad vir mense, dan bly ons by die Here, huis van die Here weg. Ek is kwaad vir mense, dan bid ek nie. Ek is kwaad vir mense, dan lees ek nie my Bybel nie. Terwyl dit so moet wees, dat jy dan eintlik op die Here moet vertrou. Dat dit eintlik so moet wees, dat jy dan in daardie omstandighede die Here se naam groot maak, nog beter as voorheen. Josef word in slawerny verkoop. Josef is in Potifar se huis, en hy is aan die hoof vertrekke. En omdat Josef weghardloop vir die sonde, word hy in die tronk gegooi, onregverdig. Maar hoekom is hy weer eens in die tronk gegooi? Omdat God nie van hom hou nie? Nee. Omdat God sy grootheid selfs aan Egipte wil bewys. Jy sien, as ons nie deur hierdie omstandighede gaan nie, hoe gaan God sy grootheid aan ons bewys? Hoe gaan ek en jy God se grootheid kan raak sien, as ons nie deur hierdie negativiteit en hierdie uitdagings van ons lewe gaan nie? En ek weet, daar's baie predikers wat vir jou vertel, man, betaal jou 10de, kom kerk toe en dit gaan net met jou goed gaan. Ek is jammer om vir jou te sê, maar daai ouens het vir jou spul leuns vertel. Want my God het gesê, ons gaan deur moeilike omstandighede gaan. Selfs Josef het deur moeilike omstandighede gegaan. Genesis 50, verse 20. Op die einde het God Josef verhoog. Nie die mensdom nie. God het hom verhoog. En kyk, wat sê Josef vir sy broer? Want julle het wel kwaad teen my bedink. Hoor mooi. Julle het kwaad aan my gedoen.
Maar God het dit ten goeie gedink om dit te doen soos dit vandag is. Wat sê hy eintlik vir hom? God het alles ten goeie laat meewerk om 'n groot volk in die lewe te hou. Want as God my nie hier geplaas het nie, het julle van die hongersdood gesterwe. Ons verstaan nie altyd God se plan nie. Maar ons moet in daardie plan van God, moet ons God vertrou, sodat ons sy uitkomste, sy grootheid, sy almagtige, alomteenwoordige en alwetende uitkomste kan geniet op die einde van die dag, gelowiges. God werk. Toe Josef niks gesien het nie, het God gewerk. Toe Josef niks verstaan het nie, het God gewerk. Sien, God kan nie werk as ek en jy in beheer wil wees nie. God kan nie werk as ek en jy die finale sê wil hê nie. God kan nie werk as ek en jy hom voorskryf nie. God kan nie werk as ek en jy klaar 'n finale besluit geneem het nie. God werk wanneer ek en jy hom plek gee om te werk. En wanneer ek en jy hom plek gee, is die bewys dat ons onsself agtertoe sit, onsself, ek wil sê, dormant plaas, onsself nederig maak. En ons lig God op. En is 'n bewys van ons lewe dat ons op hom vertrou, dan kan God werk. En ek moet sê vanmôre, hierdie vertroue op God is nie 'n gevoel nie. Dit is 'n keuse. Dit is 'n keuse wat jy moet maak. Ek kyk na Job. Sit so langs my op, Job 13 vers 15. Job vertrou God met sy hele hart. Selfs as sy kinders partytjie gehou het en hulle het saam geëet, dan het Job gaan offer, miskien het hulle gesondig. Dan het hy al klaar vergifnis gaan vra en hy weet nog nie eens wat hulle gedoen het nie. So het Job God vertrou. En wat gebeur? Job verloor alles. Hy verloor alles. En wat sê hy? Kyk, al wil hy my ombring. Wat sê Job? Al wil die Here my lewe vat, ek hoop op hom. Ek sal tog my wandel voor sy aangesig bepleit. Maak nie saak wat my huidige omstandighede is nie. Al sit ek hier op 'n ashoop, al krap ek my met 'n potskerf, ek sal my wandel, my lewe sal ek voor sy aangesig bepleit. Ek sal sê dat ek u vertrou. Sy 3 vriende kom by hom en sê vir hom, Job, vervloek God en sterwe. Wat sê Job? Ek weet my verlosser lewe. My omstandighede is nie groter as my verlosser nie. Hierdie is nie 'n saak van emosies nie. Hierdie is nie 'n saak van hoe ek voel nie. Hierdie is 'n saak waarop ek vertrou. Dis 'n saak van daad. Dis 'n saak wat ek uitleef. Ek gaan nie net 'n hoorder wees wat myself bedrieg nie, maar ek sal 'n dader van die woord wees. Want wanneer ons emosies ons lei, is ons hoorders van die woord.
Kind van God, dit moet nie deur jou emosies wees nie, dit moet deur 'n besluit wees. Jy moet 'n besluit maak. Ek vertrou die Here. Dit moet 'n besluit wees. Die werklikheid is vanmôre. Ek moet sê, ek kies om God te glo, al voel ek niks. Hoor mooi, ek moet kies om God te glo, al voel ek niks. En in hierdie tema van vanmôre, kom ek gee vir u as gemeente, en ek is besig om klaar te maak, 'n praktiese toepassing. Filippense 4 vers 6 en 7. En hierdie praktiese toepassing het 3 stappe wat ek vanmôre met u wil deel. En die eerste stap is vanmôre, bring jou bekommernis na God toe. Maar hierby wil ek tog net iets sê. As jy op jou knieë gaan, en jy bring dit na God se voete toe, my broer en my suster, laat dit daar. Baie van ons sit dit by God se voete, en dan dink ons, nee, Here is nie goed genoeg nie, ek vat dit sommer weer saam. Hoe moet God daarmee werk as jy dit saamsleep? Daarom bepleit ek dit vanmôre by u. Laat dit daar. Kind van God, moet jou nie bekommerd oor sake nie. Bid daaroor. Kyk wat staan daar op die bord. Wees oor niks besorg nie. Laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Kyk wat sê die volgende vers. En die vrede van God, wat alle verstand ten bowe gaan. Hoor mooi. So met ander woorde, ek en jy sal dit wat God doen, nie kan uitredeneer nie. Dit sal bo natuurlik wees. Sal julle harte en julle sigbaar in Christus Jesus. Nou wil ek hê jy moet 'n oefening gaan doen by die huis. Gaan skryf jou grootste bekommernis neer. En gee daardie bekommernis doelbewus aan God. En wag op God. En ek het laas week vir u geleer hoe om op God te wag. 10 minute Bybel lees, 10 minute bid en 10 minute bly jy net stil en wag dat God met jou praat. Gelowiges, die tweede stap van hierdie praktiese oefening, nadat jy dit nou vir die Here gegee het, vul jou hart met die woord van die Here. Jou geloof groei deur wat jy hoor. Lees die woord van die Here. En laat jou geloof groei. Prediker, wat moet ek lees? Lees die psalms. Gaan lees dit. Gaan lees die beloftes in die skrif. Deuteronomium 28 is 'n mooi voorbeeld. Psalm 23 wat u ken. Psalm 8.
As jy oor jouself twyfel, lees Psalm 8. Wat is die mens dat jy aan hom dink? Die mense kind dat jy hom besoek. Met eer en heerlikheid het jy hom gekroon. Weinig minder as 'n engel het jy hom gemaak. Lees die beloftes van die woord en laat jou geloof groei. En dan kies jy om God te vertrou elke dag. Dis stap nommer 3. Jy kies aan op in die oggend en sê, Here, in hierdie dag vertrou ek U. Ek vertrou U vir reisende genade. Ek vertrou U deur die situasies waar ek gaan, dat ek U naam sal groot maak, dat ek nie in hierdie wêreld se strikke sal val nie. En maak nie saak hoe moeilik my lewe is nie, dat U my daardeur sal dra. En dan sê jy, hardop, Here, ek verstaan nie, maar ek vertrou U. Ek wil net vir elke ouer sê, ons maak ons kinders groot tot eer van God. Ons maak hulle in die kerk groot, en as hulle groot is, dan kies hulle alle paaie. Dan staan ek is een van daai ouers wat opstaan elke oggend en sê, Here, ek verstaan nie hoekom my kinders nie die Here dien nie. Ek verstaan dit nie, maar ek vertrou U, dat U in hulle harte sal werk. Die tweede pleidooi onder stap 3, Here, U is in beheer. Laat U wil geskied in die hemel, so ook op hierdie aarde. U Here, ons God, is in beheer. Geliefdes, ek wil 'n maklike voorbeeld vat vanmôre, om hierdie boodskap vir u te verduidelik. 'n kind stap saam met sy pa oor die straat, 'n besige straat. Hoor mooi, die kind verstaan nie die verkeer nie, maar terwyl hulle oorstap, hou vas hy sy pa se hand. Jy moet mooi hoor. Sy veiligheid lê nie in wat hy weet of sy kennis nie, maar in wie se hand hy vashou. Wie se hand hou jy vas vanmôre? Wie se hand hou jy vas? Net so is dit met God. Ons het nie aan, maar ons weet wie se hand ons vashou. Daarom, gemeente, vertrou op God beteken, jy gaan nie alles verstaan nie. Jy gaan nie alles vooruit kan sien nie. Dit beteken nie, jy gaan nie geen probleme hê nie. Ek kan dit nie genoeg sê nie. Want daar is so baie mense wat hulle lewe hierop baseer. Op hierdie prosperity preaching. Maar dit beteken, jy gaan nooit alleen wees nie, waar jy ook al gaan. Dit beteken, God is getrou, selfs in jou en my se onseker tye. En ek maak klaar met Jesaja 41 vers 10. Waar Jesaja dit uitspreek oor die volk.
Maar hierdie is 'n karaktereienskap van God. En God se karaktereienskappe verander nooit nie. Want ons dien nie 'n God wat verander nie. Maar van nou af tot in alle ewigheid dieselfde is. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou, kyk die aangesig. Kyk nie angstig rond nie. Want ek is jou God. Ek versterk jou. Ook help ek jou. Ook ondersteun ek jou. Met my reddende regterhand. Kyk wat 'n sekerheid gee God vir elke mens op hierdie aarde van dis wie hy is. Hy is God. Hy versterk jou. Hy help jou, hy ondersteun jou. Gelowiges. Ek en u kan voortleef soos wat ons leef. Of ons kan verander. En vir die Here sê, Here, van hier af vertrou ek net vir u. En dan wil ek sê vanmôre, is die Here daar. Hy sal jou nooit begewe en hy gaan jou nooit verlaat nie. Wat is jou grootste bekommernis vanmôre? Kom ons sluit so 'n bietjie ons oë. Toe jy in die kerk toe gestap het, toe jy opgestaan het vanmôre, het jy daaraan gedink. Hoeveel van ons is bekommerd of ons hemel toe of hel toe gaan? Wat vanmôre in hierdie kerk sit. Hoeveel van ons is bekommerd oor ons lewe, oor ons werksplekke? Hoeveel van ons is bekommerd oor ons geloof? Hoeveel van ons gaan uit, dit moet nou maar so wees. Dit wat moet kom, sal so wees. Nee, my broer en my suster. Jakobus 1 sê nie so nie. Jy maak die keuses. Jy maak die keuse. Jesus, deur u wonde het daar vir my genesing gekom. Jesus, deur u bloed het ek vergifnis vir my sonde en my oortredinge. En ek is seker, die Here lê dit swaar op my hart, dis mense wat hulle self regverdig vanmôre. Hier's mense wat verander die skuld gee vir hulle lewe. Ander het nie vir jou keuses gemaak. En niemand kan nog steeds vir jou keuses maak nie. Jy maak jou eie keuses voor God. En met jou keuses wat jy maak, gaan jy moet saamlewe. Wil jy nie maar vanmôre die Here vertrou en sê, Here, ek vertrou u met my lewe, ek vertrou u met my finansies, ek vertrou u met my werksplek, ek vertrou u met my geloof, Here, ek vertrou u dat ek geestelik gaan groei, Here. Here, ek vertrou dat ek in verhouding met u gaan staan. Al lyk alles so onmoontlik. Al lyk alles so wanhoopig. Al bevind ek myself in onseker tye, Here, my vertroue is in u. En as jy vandag met jou hart, siel, gees en wil klaar, Here, my vertroue is in u en in niks anders nie, dan staan jy saam met my. Maar moenie uit gewoonheid staan nie. Jy moet seker wees. Ja, want jy moet seker wees dat die bindinge wat aan jou gebind is, die kettinge waarmee jy vasgekleef is, moet jy bereid wees om te breek.
Jy moet bereid wees om dinge tot nut te maak. Sodat 'n nuwe lewe gebore kan word. Here, my vertroue is net in U. Al dreig almal my rondom my, al het ek 100 opinies en die geraas van hierdie lewe is rondom my, is my vertroue op U, Here. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, U wat U wat 'n liefdevolle God is. U wat 'n God is wat U beloftes hou, Here. In die naam van Jesus kom ek vanmôre na U troonkamer. Saam met hierdie gemeente, Here, wat op hulle voete staan. Here, in hierdie gemeente wat saam met my op hulle voete staan vanmôre, verklaar plegtig voor U, Here. Ons vertroue is nie in ons omstandighede nie. Ons vertroue is in U, Here. En Here, al kan ons vandag nie die uiteinde sien nie, weet ons, Here, U werk. Dankie, Here, dat ons uit die skrif uit kan leer vanmôre. Deur U kragtige regterhand. Help U vir ons, Here. Versterk U vir ons, Here. Dankie, my God, dat U ook nou luister na elkeen se uitdaging in sy lewe. Want U het gesê, bring julle bekommernisse na my toe, want ek sorg vir julle. Jy wat vermoeid en belas is, het U gesê, sal U rus en vrede gee, Here. Vir elkeen wat gebind is, het U gesê, sal U vrylating gee. Vir die wat goed luister na U stem en sorgvuldig hou U gebooie, het U gesê, al die seëninge wat hulle verbygegaan het, sal vir hulle van agter af inhaal en weer op die pad wag. Here, U het gesê, U sal elke plek waar ons voet neersit, sal hy daardie grondgebied aan ons gee, tot verheerliking van U groot en heilige naam. Alles wat ons hande aanraak, sal U seën, Here. Ons bakskottel sal U seën, Here. Die reën sal U gee op die regte tyd. Ek dank U, my God. En ek laat nou elkeen wat hier op sy voete staan in U hande, en ek sê, laat dit wees soos wat elkeen glo vanmôre, my Vader. Want U oë is op hulle wat U aanbid, en U ore tot hulle gebede, in Jesus naam. Amen en amen. U kan die sitplekke neem.